Agter die te bære, wat ons gesê Paulus is een van die getuies, want Christus het persoonlik aan hom verskyn. Jesus het hom op pad na Damaskus ontmoet, op 'n manier wat ek nie hy ontmoet wou gewees het, want hy het met blindheid geslaan weens die heerlikheid van Christus. Nie omdat Jesus hom wou blind maak nie, net die krag van die verskyning van Christus het Paulus blind geslaan, en dan weet ons, hy is nie weggeneem na die derde hemel toe, ons lees in Galasiërs dat hy in Arabië was, hy was nie naby Jerusalem behalwe 5 dae by Petrus. So Paulus is eerstehandse getuie van die Here Jesus Christus, maar hy is ongelukkig in die tyd van die skrywer van die boek Johannes reeds lankal oorlede, want volgens oorlewering verstaan ons dat Paulus onthoof is. Paulus is doodgemaak in die tyd van keiser Nero. En Johannes self het bietjie verdrukking ondergaan, dat hulle hom nie kon doodmaak nie. En hy skryf hierdie boek in die jaar 95. Ek dink dit is meer nader aan 95 is 91 of 92, wat hy vir ons hierdie brief skryf. So kom ek sê vir ons, want hy skryf nie oorspronklik vir ons nie, hy skryf dit vir gemeentes van Efese regdeur oor die hele wêreld, want dit is 'n algemene omsending. Kom ons lees saam weer van Johannes 1 vers 1, dis 1 Johannes 1. Wat hy skryf, hy sê, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien of aanskou het, sê die ander vertalings, wat ons aandagtig bekyk het, en wat ons hande aangeraak het, wat ons, die ander vertalings het ons hande getas het, aangaande wie? Waaroor gaan die tema? Oor die woord van die lewe. Dan sê hy, dit verkondig ons aan julle. Die lewe, is openbaar, en ons, het moet nie eintlik weer dit gesien nie, ons het hom gesien, en ons getuig daarvan, en ons verkondig aan julle, die ewige lewe wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is. Ja, herhaal dieselfde gedagte wat ons gesien en ons gehoor het, verkondig ons ook aan julle, sodat julle ook aan ons verbonde, die ander ou vertaal met die mense die wegbly, hulle praat van gemeenskap, en dit wil sê, dit is nie 'n mooi woord nie, maar dit maak nie saak nie, ons is verbonde, ons gemeenskap is met julle, sodat julle aan ons, met ons gemeenskap kan hê, en ons gemeenskap of verbondenheid is aan die Vader, en aan sy Seun, Jesus Christus. En dan die rede hoekom hy hierdie brief skryf, ons skryf hierdie dinge, sodat julle blydskap volkome kan wees. Julle blydskap moet, daar's 'n woordbly Rome, maar dit moet oorloop van blydskap, omdat julle hierdie dinge leer. Weet julle, kom ons praat die Here sy leiding deur sy Gees vir ons. Vader, ons dankie dat ons na die woord kan kom, en ek kom versigtig, Vader, want ek weet, ek Dries se dae is ook getel. Ek weet, Here, dat U ook rekenskap van my sal eis, en hoe, Here, versigtig ons deur die Heilige Gees die woord ontleed, exposeer. Here, ons wil intens daarna kyk, en U, Here, ook met intensiteit lief hê, want U is waardig om ons liefde te ontvang, ons eerbied, ons vrees, ons, Here, dankbaarheid. Mag U, as U afkyk in ons harte en sien, daar is blydskap in U, daar is verootmoediging voor U. Dankie dat U vir Johannes ook gebruik het om vir ons hierdie omsendbrief te skryf, wat tot vandag toe, Here, echo, mag dit in ons harte echo. Ons vra alles in afhanklikheid en danksegging. Amen. Nou ons het oor 2 Sondae het ons gaan kyk na die outeer, wie is dit? Johannes, daar's min twyfel deur die kerkvaders en die geleerde mense dat dit was die apostel Johannes. Daar's nie 'n ander Johannes wat in sy naam kom skryf, want hy, as ons kyk na die evangelie van Johannes, dis dieselfde taal in die woorde wat hy gebruik, en hy skryf in 'n baie eenvoudige Grieks, koinai Grieks, wat 'n huistaal is. Koinai Grieks is vir die mense wat 'n common language gepraat het.
skryf hy vir ons hierdie brief, maar hierdie brief is baie diep, want hy gaan baie diep in. Kenmerkend van Johannes, en daar is 'n woord wat goeie kommentator Warren Webster, wat ook vorige eeue geleef het, wat altyd gesê het, you cannot have love without truth. Because truth, of love without truth is hypocrisy. But love without truth is cruelty, is breed. En Johannes kry dit reg om hierdie waarheid en die liefde so saam vir ons te beskryf. En ons sien dit as hy hierdie boek verder skryf, dus dit ook gesê het nie reg. Dis Paulus is die skrywer, maar die Heilige Gees is die outeur. Die Heilige Gees dryf al die geskrifte aan, ook hierdie brief wat hy geskryf het aan die einde van die eerste eeu. Ons sien dit as 'n algemene omsendbrief, dis 'n brief. Maar dit is nie maar net soos Hebreërs neergeskrewe preek nie. Dit is 'n brief in sy karaktereienskap. Dis algemeen, wat beteken dit is uit Efese geskryf, maar dit is nie in Efese gelos nie. Dit is reg deur al die kerke van daai tyd in die Romeinse Ryk geskryf. Tot en waarskynlik dat Christene in Afrika was, sou hulle ook hierdie briewe, die 5 boeke van Johannes gekry in 'n bundel, want ons weet Polycarpus het hierdie 5 vertaal en hy het dit versprei reg deur die wêreld. Openbaring, die Evangelie en die 3 skrywers van Johannes. Nou, waarom skryf hy? Ons het ook daarna gekyk verlede week. Jy sien afwyking of 'n vals lering wat hy van praat in 1 Johannes 4 met broeders of kinders, toets die geeste om te sien of hy God is. Hy waarsku die skrywers, waarheid, daar kom waarheid. Toets die geeste, want baie die Griekse pseudo-profetai. Dit is vals leraars wat in die wêreld van wat ons dan kry, waarteen hy 1 Johannes ook geskryf het, en al die boeke skryf hy eintlik teen Gnosticisme. Nou ek het verlede week verduidelik wat Gnosticisme is. Gnosticisme is toegeskryf aan die vals leraar wat ook uit die Evangelie geskryf het. Sy naam is Cerinthus. En Cerinthus was in Johannes se besier. Hy het geweet hierdie man van die kerk van Christus stuk met 'n vals lering wat gebaseer is op Griekse filosofie. Julle almal ken Plato, né? Plato is die wat 'n ander wêreld dualisme inbring, dat die gees is suiwer, maar die vlees is vervallen. So jy kan met jou vlees doen net wat jy wil, want dit gaan elk geval afrot en net jou vlees gaan oorbly. En Johannes, en ons het na Paulus gekyk wat sê nee, God gaan ons in die vlees opwek. En as daardie vlees nie soos die is van Jesus Christus nie, gaan daai vlees hel toe. Mense wil nie praat van die hel nie. God wek mense, Daniël sê ook, party is opgewek na die verdoeming. So alle mense gaan opgewek word. Mense nie weet, ek gaan 'n spook wees wat daar rond sweef by huise en ek gaan my indring. Nee, die verlorene gaan 'n vlees kry wat moet met daardie vlees in 'n ewige verwydering van God. En Johannes wil die mense terugbring, want Gnosticisme kom in. Een van hulle lering in daardie tyd was, sê Cerinthus, Jesus is nie God nie. Jesus was 'n gewone mens. En ek het verwys na die bekende leraar, professor André van Aden, wat by Tikkies klasse gegee het, hy het ander studente geleer van die NG Kerk ook. Fatherless in Galilee. Jesus is 'n gewone seun. Hy is buite egtelik verwek, sê André van Aden. Dis Gnosticisme. En toe gaan sit hy aan die inkant en hy's traumaties, hy's getraumatiseer. Ek het nie 'n vader nie. Toe maak hy God sy vader. Sê die Gnosticisme. Hulle sê Jesus het eintlik, ekskuus, ek moet dit vir julle sê, Word of Faith, New Apostolic Reformation, American Gospel, dankie ek dat, American Gospel, Word of Faith en New Apostolic Reformation erken Jesus nie as die unieke seun, alleen seun van God.
Hulle sal ook sê, soos die Gnostisisme, Jesus het eers God geword, toe die Heilige Gees op hom kom by sy doping. Toe word hy God. Wat is die verskil tussen dit en wat professor verraad het? Presies dieselfde. So Gnostisisme is dood, maar lank lewe Gnostisisme voor in mense se gedagtes. Ons het baie gekyk na die, het as jy miskien terug 'n Sondag aan die weer gaan kyk, na daai lering van die New Apostolic Reformation. Maar Johannes, die rede hoekom hy skryf is gerig teen Cerinthus. Cerinthus het sy lering het 'n kleintjies gekry, net soos 'n kokkerot kleintjies kry. So het dit verder gaan en dit ontwikkel in Docetisme, Docetisme. Docetisme, dit sou net gesê, Jesus het nie regtig vlees geword. Dit is die ander kant. Jesus het nie vlees aangeneem. Die Seun, tweede persoon in die Godheid self God, het nie vlees aangeneem. Die tussen ons kom, nee, hy was net vlees. Jesus was net vlees. En hy kon nie voetspore terug tot daai verhaaltjie die Jesus het my gedra. Daai kom van Gnostisisme waar net jou voetspore lê daar. Jesus is onsigbaar langs jou, stap hy langs jou. So die ongesonde lering ingesluit in die kerk, dis gebaseer op Griekse filosofie wat die Romeine oorgeneem het. En Johannes moet dringend skryf, dis die einde van die eerste eeu. Die meeste kerke is besig om toe te maak. Die meeste mense in die Romeinse, Grieks-Romeinse wêreld is besig om voorvaders te aanbid. Is besig om allerhande dinge, Diane, Artemis, as julle ken Wonder Woman, dis gebaseer op Diane. Diane is gebaseer op die Griekse god, godin. Al daai goed, die begin om die kerke te verswelg en Johannes kom van Patmos af, hy was daar by Openbaring geskryf, nou moet hy inderdaad vinnig hierdie briewe skryf, want die mense is besig om van die waarheid af weg te kom. Mense, vandag is daar baie gemeentes wat weg, wat 'n ander Jesus aanbid, nie die Jesus van die Bybel. Praat met mense, praat met die Jesus vir jou. Hulle glo nie meer in die statiese eenheid van God is Jesus volle Gees, volle God. Want hulle glo ons almal kan as ons net soos Gnostisisme die Christus Gees, the Christ Spirit ontvang. Is ons soos Jesus, ons kan dieselfde doen as hy. Verstaan nou hoekom hulle ook sê Jesus was hel toe gewees, daar hy sê reborn, he was reborn in hell. Dis nie wat die Bybel sê. En dis wat Johannes sê, in die begin was die woord, die Logos. Logos was in die begin gewees, hy was daar in die begin. Vers 1, wat van die begin af was. Nou, ek weet daar is baie slim dokters, teoloë, wat ek nie meer saam sien nie. Ek baie lief vir John MacArthur, ek baie lief vir hom. Hy het my eintlik deur sy radiokansels van hy my nader aan die Here getrek. Maar in sy kommentaar, in dieselfde kommentaar wat ek ondersoek hier, professor Adley, dis 'n geleerde man, sê nee, hy praat nie van die begin, ons kyk vers 1 van die begin af, praat hy van Jesus, die begin van Jesus se bediening af. Ek glo nie heeltemal, want dan sou hy nie skryf teen die Gnostisisme. Want daarom moet hy sê wat van die begin af was. Waar kry ons die eerste woord in die begin in die Bybel? Genesis. In die begin. Sê dit vir ons dat Jesus iewers ontstaan het, of God iewers ontstaan het? Nee. Jy sien, dit vertel vir ons van Moses, van ons mense se geskiedenis. Wat van die begin af was. Beteken dat Jesus het toe eweskielik aan woord gekom, nee, hy was nog altyd daar, daar was nie tyd dat Jesus nie daar was nie, hy was by die Vader, sê Johannes in Johannes 1 verken, dat herhaal het in Genesis, interessant die woord Genesis, kom van die Griekse Septuagint af, wat beteken Genesis, in die begin, dis die Hebreëus woord in die begin. So Johannes gaan nie terug na Jesus se geboorte of sy bevrugting van Maria, hy gaan terug na voor die grondlegging van die wêreld, toe daar nog niks was nie, was wie daar? Jesus was daar.
Ons weet ook die woord geskiedenis, reemsagte en dan praat ek met die sagte. Ek wil nie skree nie, ek praat maar om dit goeie kompetisie. Die groot ding is dat die begin, die woord, ek hou van die Engels history, ons ken allemaal history, Afrikaans geskiedenis. Die Engels vat ek mooier saam, want dit praat van his story, not our story, his, wie's his daar? His, Jesus' story, how he created everything by God's will. God die Vader het hom die instansie gegee, gaan skep. En wie het alles geskep? Wie is die skepper? Die Here Jesus. Hoekom? Hy is die woord wat van die begin af was. God het gespreek, laat daar wees en daar was. Jesus is die skepper. Uit Godheid het Paulus sê alles wat daar is deur hom gemaak, vir hom gemaak, vir Jesus. Die Vader gee dit vir ons. Wetende dat hy sy eie lewe sou aflê om sy kerk terug te kry. Om selfs tussen die Jode en die Grieke en die heidene, ons is heidene almal in ons terug te wen. Om hemel toe te gaan, om erfreg te hê, slaam voor die Vader om vas in 'n kruis, betaal hy wat geen sonde het nie, asof hy 'n krimineel was vir ons sonde. Maar die Gnosticisme sê, no ways. Dis nie so. Agter Jesus is daar 'n ander God, met die naam die Monad. Die Monad is die immaterial God, wat net gees is, soos die Hindoese, net, alles is God. Die Monad, dis waar Hindoeïsme en New Age naam is. Want agter Jesus, as hy net sou omdraai, en agter hom kyk, sal Jesus wie vind. Die Monad. Want Jesus is deel van die Demiurge. Die Demiurge. So, hy is van 'n laer orde God, Jesus en Jahwe van die Ou Testament is laer orde God, want hulle is die materiële, hulle het die materie geskep. Daarom maak dit hulle 'n laer klas God. Een van die baie gode. Atheïsme, Hindoeïsme, Gnosticisme, hoe dit in mekaar lig. Nou, dit was so erg vir Johannes. Onthou, hy is nou al in sy 90's. Nou gaan hulle in Efese, die stad Efese, na 'n publieke bad, soos ons 'n swembad ken, maar hulle daai het gebad, met hulle onderklere, gaan hulle in die bad in, en Johannes moet van sy disippels sien vir Serintes daar. En toe hy Serintes sien inkom, toe sê hy vir sy disippels, staan op gou-gou, dat ons uit hierdie bad uitkom, want God gaan sekerlik hierdie dak van hierdie publieke bad op ons laat neerstort. Kan die gevolg kry van Johannes deur Serintes, die valse leraar, die anti-Christ, vlug voor God sy toorn en wraak op ons laat instort. In die begin was die woord. Hy wat ons van die begin af ken. Alle mense, almal wat bestaan, nog sal bestaan en bestaan het. Ek hou nie daarvan om dit te doen nie, ek was ook by onderwys en voorsieningsadministrasie. Alle dinge en alle mense en die sigbare het 'n raklewe. Mense ook, ons kan ek dit so gebruik in Engels, we all have an expiry date. Ons het 'n vervaldatum. Ons almal gaan vergaan. En as ons praat van hierdie tyd verby is, al wat gaan oorbly is die beginning. Dis hy. Jesus hy is die begin van alle dinge. Hy is die Alpha en die Omega. Hy is die A in die van Taf, tussen Anet en Taf. Hy lê tussen alles, maar hy is buite alles en hy hou alle dinge in stand deur die woord van sy krag. Het jy dit al gesien in die Hebreërs? Dit praat van hy, Hebreërs 10:3. En hy hou alle dinge in stand deur die krag van sy woord. Nie so verkeerde kant. Deur die woord. Wie is die woord? Jesus. En dan wie het God die krag gegee om alles in stand te hou? Kry dit by die Vader om alles in stand te hou. Net hy het nie 'n raklewe nie, hy het nie 'n begin nie, hy het nie 'n einde nie, want hy het opgestaan, hy is in die hemel, by die Vader. Die Vader is besig om alles onder sy voete te werk, soos ons aangaan deur, terwyl ons hier sit, is die Vader besig om dinge aan hom te onderwerp.
Hy was daar in die begin was hy. He is the beginning. Hy is die een wat begin. Maar hy was nog altyd. Jesus sê self in Johannes, ek was nog altyd. Daar is nie 'n tyd wat ek nie was nie. Hoekom? Want hy kom uit die Vader. Niemand ken die Vader. Ons weet nie hoe die Vader lyk nie. Ons sal miskien eendag as ons sterf en daar die Vader sien. Maar Jesus kom uit die Vader. Nee, Johannes sê, en hy was aan die boesem van die Vader. En ek gebruik die voorbeeld, Chris, julle het in moslims baie te doen gehad. Wat glo 'n moslim? Glo hulle Jesus is die woord? Ja, hulle glo Jesus is die woord. Op 3 plekke in die Koran en in die Surahs waarna hy verwys hulle na Christus Jesus as die woord, the word of God. Gaan kyk 'n bietjie navorsing op Google en sy vind. In die Koran, nie die hadith nie, verwys hulle, gaan vra vir 'n moslim, wat beteken die woord van God? Wat is die woord van God? En ek gebruik weer die voorbeeld, as ek hier op 'n operasietafel sit, daar het volbid soos hulle sê, en ek sny die brein oop, gaan ek die woord daar kry. Want U is die woord, wat U self uitdruk is die woord en God, Jesus is die woord van God, wat uit God uitkom. En die hele wêreld, hy is die krag van God se woord. Hy is die woord van God se krag. Vra vir hulle, wat glo hulle aangaande die woord? Wat is die sinspeling van die woord? Uit God tot ons. God het homself van die Ou Testament af kommunikeer deur die woord. Hebreërs 1 vers 1. Wat sê Hebreërs 1 vers 1? Nadat God baie tye, baie maniere vir die voorvaders, die kerk daar in die Ou Testament gespreek het tot die vaders deur die profete. Het hy in die laaste dae gespreek deur die Seun. Hy is die woord van God. God spreek nog van die Ou Testament. 66 boeke spreek God. Soos Paulus sê in Kolossense 1 vers 15, sê hy duidelik, ek hou van Engels, He is the sole expression of the invisible God. Jesus is die enigste uitdrukking van God. Kan jy die Heilige Gees sien? Nee. Kan jy die Vader sien? Nee. Kan jy Jesus, het ons hom gesien? Ja. Hy is die enigste uitdrukking van God wat daar is. So hy is in die opsig dan die begin in die eersgeborene wat die mense ook die nuwe moderne gnostisisme vir ons leer. Jy het dit al gehoor. Hulle sê nee, Jesus is die eersgeborene, so dit beteken hy is in hel gebore. Regtig? Jy sien, as die mense nie die grondtale ken nie, het jy 'n probleem. Maar die woord eersgeborene is prototokos. Prototokos is eersgeborene. Weet jy wat eersgeborene is? Jy ken die woord prototype. Jy al gehoor van prototype. En 'n goeie voorbeeld wat ek dink ek moet ek vir u meld. Weet jy in die jaar 1934 het Hitler se regering vir die man met die naam Ferdinand Porsche, weet jy wat Porsche, Ferdinand Porsche, opdrag gekry van die Duitse regering om to build a people's car, om 'n mens, 'n volkswagen te bou. Nee. Porsche kry opdrag om 'n people's car, 'n volkswagen, people's wagon te gaan bou. En lo and behold, wat kom uit? 'n prototype. Met die naam Kewer. Ons het ook Volkswagen. Ek het ons ma se sonder my ma se kar gesteel om die Kewer van rondry. Maar daardie Kewer was 'n kom van die prototype af. Wie is die prototype? Wat was die prototype? Die oorspronklike eerste Volkswagen. Want alles is gebou volgens daardie plan. Dus jy weet, dit word volgens 'n plan gebou, word nie maar net, op 'n dag kom sit gou, gryp hier 'n paar stukke metaal en rubber sit hulle onder mekaar, daar's 'n volk. Dit word gebou in spesifiek argitektuur, in besonderheid, meganika.
En so is alle volkswagens tot vandag toe eintlik prototipe van die eerste gebouwde volkswagen. God is ook besig om te bou. Hy is besig om te bou. Maar watter prototipe gebruik hy? Wie gebruik hy as 'n prototipe om ons te bou? Sy seun. Dis waarom hy in vlees giet. Om laat vlees aanneem, sy die tweede persoon in God, hy trek vlees aan en kom woon tussen ons, sodat ons nie net gered deur hom kan word nie, maar gebou kan word deur die Heilige Gees in God se prototipe. Wat is God se prototipe? Christus Jesus in die vlees. Hy was reeds daar van die begin. In stede, interessant is Paulus begin sy briewe gewoon, Paulus 'n apostel van die Here Jesus. Hy identifiseer hom dadelik in sy skrywers, né? Ons het deur Galasiërs gegaan, ons het Judas ook, Judas 'n diensknegt van Christus. Petrus noem sy eie naam in die begin. Paulus offer diensknegt saam met Timoteus, maar Paulus identifiseer hom, Johannes identifiseer homself nie in hierdie brief. As jy sal opmerk, daar's nergens wat hy van homself praat. Hoe praat hy reg van homself? Ja, hoe praat hy van homself? Ons. Wees hoeveel konde is in sy ons? Al die apostels, al die getuienis van Jesus Christus is deel van sy ons. Maar waar is al die getuies? Waar is die wat ons gelees het, maar die 500 plus? Jakobus, Petrus, Paulus, die nageboorte, en ek vertaan die misgeboorte, die nageboorte, was daar, ons het hom gesien. Ons het hom aangeraak, ons het hom gehoor, gesien, aangeraak. Dis die hoofsintuie om waar te doen, nie? Reuk en smaak is nie so belangrik. Maar hy, wat sê Johannes? Ek is deel van die ons. Hy sê nie ek Johannes, 'n apostel. Hy kon dit doen. Hy kon skryf ek Johannes, 'n apostel en enigste oorlewende wat Jesus gesien het. Glo my, 95 was hy die enigste oorlewende van daai 500 gees. Hy was die enigste daar. Want die meeste was in die jaar 55 toe Paulus in Korinthe skryf was alreeds dood. En baie sal nog sterf in die volgende 50 jaar. Maar hy sê ons, wat ons aanskou het, wat ons gehoor het, wat ons ondersoek het. Dis interessant die woord wat ek gebruik, dat ons hande getas het. Dis die einde dat ons hande getas het. Ek was as kapelaan in polisie, weet ons hoe werk die protokol. Jy mag nie enige polisieman nog nie stop in die buurt soek. Daar moet 'n order wees van van die provinsie af om te sê, in stasie, stop and search. Want daar's baie kriminele in daai area, stop and search. Hy kan nie net daar gaan nie, hy kan miskien die gereg bots as hy sommer ondersoek. Maar dis die idee in Grieks, wat ons hande getas het, dat ons oor weer soek het, weer prim het, aandagtig aanskou het. Wie kan aanskou? Die ons. Christus Jesus in die vlees. Ons het homself tot ons eie fisiese ore gehoor. Ons het ons eie fisiese oë gesien. Ons het aan hom geraak. Wat Johannes bedoel, ek is die enigste eerste klas getuie wat oor is. Ek is die enigste wat oor is. En ek sê vir julle hierdie dinge, dat ons die twee keer gebruik hy, Johannes gebruik hy, Johannes 20 sê hy, en dan skryf hierdie dinge sodat jy 'n blydskap volkome kan wees, sê Johannes. En Johannes ook, hierdie dinge het ek aan julle geskryf as getuies sodat julle kan weet dat Jesus die Christus is. Hy eindig Johannes so in Johannes 20. Dit kan ek self van spoor. Maar in 1 Johannes doen hy dieselfde. Ons skryf hierdie dinge sodat julle blydskap kan wees. En later in 1 Johannes skryf hy, ons skryf hierdie dinge sodat julle blydskap volkome kan wees, sodat julle kan weet. Sê hy, sodat julle kan weet. Ons skryf nie net vir nie, ons skryf sodat julle kan sonder twyfel weet. Omdat Johannes sê, ons het hom regtig aangeraak. Nie 'n spook nie. Hoekom skryf hy hierdie dinge? Om sy te sê Jesus was 'n spook. Die ander afstigting sê nie, hy het eers gees geword wat vlees geword het. Nie gebore uit God nie. Is dit belangrik dat Johannes hierdie woorde gebruik? Ons het hom gehoor, gesien
ondersoek, ja, want hy skryf van die mense wat begin Gnostisisme glo. Hy skryf van mense wat Gnostisisme begin glo. Daar was baie, nou skryf hy, nee, ons het hom fisies aangeraak. God is nie demiurg, 'n laer God, waar hy Jesus in vlees na ons toe laat kom. Want die dwaalleer sê, Jesus is maar net een van die pantheon van gode. Die ander probleem is dat mense in asketisme, jy weet wat askete geword in die tyd, in die kerk. Ja, wat moet die hermits, wat het hulle gedoen? Hulle sê, ek wil nie meer sondig nie, want my vlees is sondig. Wat doen ek? Ek gaan woon daar, ander kant, op Tafelberg. Ek sal daar vir my tentjie opslaan, sodat ek na geen man, ander vrou kyk nie. Ek gaan daar, gaan my nie oorteet nie, ek gaan nie sonde doen, deur wêreldse dinge te begeer nie, so ek word 'n askeet. Dit kom uit Gnostisisme. Jesus sê ek vir ons dat julle lewe en die lewe in volheid kan hê. Vir ons liggaam, siel en gees gered kan word. Daar is baie debat, ek kan nie daaraan gaan nie. Is dit baie in teologie geleer. Baie sê ons is gees, siel en liggaam. Maar eintlik is ons baie part. Ons is twee dele, ons het 'n gees en 'n liggaam. En dit maak ons 'n siel, 'n lewende wat vertel word as 'n siel. Maar God het Christus gestuur om ons ten volle te red, nie net om ons gees te red nie, of nie net ons liggaam te red nie. Hy het gekom om ons volkome te red en vir ons 'n nuwe liggaam te gee, sodat ons in sy verheerlikte liggaam gelykvormig sal wees. Dit is wat ons kyk in Filippense, as julle onthou 3 vers 20. Ons burgerskap is in die hemel van waar ons Christus verwag om ons te oorklee met om ons baal, ons vuil liggame te verander. Filippense 3 vers 20. Ons verwag hom uit die hemel, ons is burgers reeds van die koninkryk van die hemel. Ons verwag hom van daar af om ons te kom verander, om aan sy liggaam gelykvormig te wees. 'n nuwe liggaam, nie 'n gees wat rondgaan baie tussen die sandhope leë huise beset en allemaal. Nee. Hy gaan ons oorklee met dieselfde liggaam die Vader wat Jesus het. Maar die Gnostisisme verdraai dit. Want Jesus is die redder van die liggaam, siel en gees. En dit kon hy alleen doen deur vlees aan te neem. En glo ons hy het vlees aangeneem? Ja, kom Paulus bevestig. Wat aan my oorgelewer is, gee ek ook aan julle dit. Dis die hart van die evangelie wat Marieke ons gelees het. Dat Jesus vir ons sonde gesterf het volgens die geskrifte. Dis die evangelie. En dat Jesus opgestaan het volgens die geskrifte. En verskyn het aan oor 500 mense. Is 'n bevestiging dat God mag het om ons ook in 'n vleeslike liggaam te wek. Wat nie meer sonde sal doen nie. Wat nie meer sondige begeertes sal hê. Want dit sal wees soos Jesus se liggaam. Daardie elemente in die nuwe verheerlikte liggaam sal nie meer sondige begeertes hê nie, want hy sal nie meer in die vlees wees, hy sal in 'n verheerlikte liggaam wees. Wie is ook deel van ons, die ongelowige Thomas? Onthou die verhaal van die ongelowige Thomas. Tensy ek Jesus nie sien, en my vingers nie in sy hande indruk, en ek nie my hande in sy kan sit, nie sal ek nie glo nie. En dan verskyn Jesus. En Jesus kom deur die deure gesluit was, hy kom sommer deur die muur na hom toe, want hy sien weer dieselfde molekulêre samestelling, en dan sê hy vir Thomas, kom Thomas, kom. Maar hy sê nie, hy het nie regtig aan Jesus geraak nie. Want die oorlewering sê, hy het. Hy sê, Jesus sê, 'n gees het nie, vlees en bene nie. Kom voel hierso. Kom sit jou hand hier in my sy, sê hy vir Thomas. Kom sit hom hierso. Voor dit, Johannes 20 vers, die wat ek wil lees, Johannes 20 vers 24 tot 29, die ongelowige Thomas. John 20:24-9. En baie mense sal sê, hy het naam van Maria by die graf gesê, moenie aan my raak nie. Dis weer mense wat nie die grondtale Grieks ken. En die werklike betekenis daar, moet my nie vashou. Ek gaan nie bly by jou, Maria, jy verstaan nie, ek is nie hier om by jou, weer by jou in die huis te gaan nie. Moet my nie, die
don't cling to me, I'm not going to be, I must go to the Vader, ek moet na die Vader toe gaan, so ek is nie terug by julle nie, ek gaan na die Vader toe. Dan verskyn Jesus aan Thomas, wat ook van die 500 getuies was, hy het aan Paulus verskyn, hy het aan Petrus verskyn, hy het veral aan Johannes verskyn. Johannes was die een wat op Jesus se, by die nagmaal op Jesus se bors gelê het. Wat? Ek tel al iemand se bors gelê, ek hoop nie man op man, die vrouens. Wat hoor jy? Nee, my vrou, veral sy gespanne. Johannes het Jesus se hartklop gehoor. Ek het verlede keer gesê, ek glo selfs Jesus se bloed het op Johannes geval, want Jesus moes prewel aan die kruis op 'n stadium voor hy uitroep het, my God. Johan, hy sê, wat sê jy Jesus? Hy is besig om te sterf, hy sê, Johannes, hier is jou ma, Maria, hier is jou seun. En jy moet naby kom en ek dink dat Lutherbos het ook op hom geval. So hy is die eerste klas getuies as hy vir ons hierdie evangelies, hierdie briewe skryf. Wat so mooi is in vers 1 tot 4, hy gebruik wat van die begin af was. Iemand sê, which was from the beginning, which our ears have heard, which our eyes have seen, which are Afrikaans, wat in die Grieks is dit ook, hulle noem het syntax. Ek weet nie of julle syntax ken. Elke taal het sy eie syntax. En Johannes gebruik hierdie mooi, terwyl hy koinygings gebruik, wat van die begin af was, wat, wat ons gehoor het, wat ons gesien het, wat ons oë ondersoek het, wat ons hande, 5 keer gebruik het, wat. Mooi soos bullets, nee, gebruik het. As jy nie, wat aan die begin af wat ons oë gesien, wat ons gehoor en gesien en elke keer woord wat, asof hy dit van 'n bullet is. Klem lê daar, Jesus het vleeslik verskyn en aanskou. En wat is dit wat ons gesien, gehoor en aangeraak het? Die woord van die lewe. Die klem lê op wat het ons gesien? Die woord van die lewe. In die Johannes Evangelie begin in die woord. In die begin was die woord en die woord was God en die woord was God. God was die woord en hy was in die begin. In hom was lewe en die lewe was die lig. Daar kom hy by lewe. Johannes so die 4de vers van Johannes. Hier begin hy sommer in die begin. Aangaande die woord van die lewe. Buite God is daar geen lewe. Net woord. In Numeri 27 vers 16, as jy daarna blaai, Numeri, Ou Testament, dezelfde skilles as Exodus, Leviticus, Numeri, 4de boek, in die Ou Testament, sê, praat Moses hier van die, maar dit my lees die gees van die vlees van alle mense. Is dit reg? Wat sê jy kan dit ook, die gees van die alle vlees. Jesus is die gees van alle vlees. Alle vlees wat bestaan is Christus. Christus is die gees van alle vlees. Vers 9, ja. Kom maar. Wat blaai sou jy? Sorry, is dit Numeri? Wat? Dis ja, Numeri 27. 16. Ja. Probeer kan dus. En hy sê, toen sê het Moses met die Here, daai Here, hoofletters Jahweh, het met Jahweh gespreek en sê, laat Jahweh die God van die geeste van alle vlees, 'n man oor die vergadering aanstel. Daai woord, met wie praat hy? Jahweh. Wie is Jahweh? Christus. Sê hy, hy is die gees, van die geeste van alle vlees. Alle vlees het gees, dit maak hulle lewe.
Nou kan jy verstaan dat Jesus is die lewe. Hy is die begin. Hy was reeds daar. Hy bring geeste in wanneer jy gebore of wanneer jy bevrug word, beweeg hy ons in ons lewe. Maar hy is die opperheer van alle vlees. Hy besit alle vlees. Hy het die reg van vlees, hy kom van vuur, doderyk of die vlees wat in hom is, saam met hom te neem na tyd van die huis. Dit is bevestig op die bestaving. Die skepper wat die Vader gebruik om aan alles lewe te gee. As hy Hebreërs 1 vers 3 nie akkuraat as hy sê in Hebreërs, en hy hou alles in stand deur die woord van sy. Wat is alles in stand? Alles, muurtjies, hierdie molekules van die sement, van die teelt, hou hy in stand, hy hou hulle by mekaar, die molekules, hy die DNA, hy hou alles in stand, die reendruppels wat afkom, wat weet nie hoeveel molekules, 1000 miljoen, hou hy in stand, deur die woord van sy krag. Die Christus Jesus, want hy is die gees van alle vlees. Alles het uit hom ontstaan, Paulus sê, uit hom en deur hom en tot hom is alles. Wie? Die Vader nie, Jesus. Uit hom is alle dinge. Tot hom is alle dinge. Dit is vir hom geskapen. Of hy dit geskapen vir hom, vir God sy heerlikheid. So, Gnosticis sê, nee, God neem nie vlees aan. God kan nie vlees aanneem. Hy is die, hy is die monad. Ja, dis boos. Alles wat vlees is boos. Maar hy word self vlees, om woon onder ons. Nou, dis wat vers 2 sê, hierdie lewe is sy openbaar. En ons het dit gesien, hy herhaal wat hy gesê. En ons het dit gesien en ons het dit aanskou, dit gehoor. Hierdie lewe, wat in die Vader is, het ons gesien en aanskou. En daarom moet julle blydskap volkome wees. Ons is deur Filippense gegaan, 'n boek van blydskap. Filippense 4 vers 4 sê dit. Verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle in hom. Hoekom? Omdat hy ons lewe gegee het. Hy het ons lewe gegee. Die ewige lewe. Hy het ons erflik reg gegee as kinders van Abraham. Ons wat hier sit en glo in Jesus Christus, is erfgename van Christus, omdat ons kinders van Abraham is. Ons glo. En dit kom deur Jesus wat ons vrygekoop het. Ek gaan net daarvoor staan. Kom ons doen net 'n applikasie. Ons moet kyk na toepassing. Ek ken nie self ons het toepassing. Ons moet 'n applikasie doen. Ons moet onsself vra, glo ons regtig dat die getuienis van die apostel Johannes waar is? Al 5. Dis nie eers om mense te krou en te vra. As jy glo dat Johannes se getuienis waar is, glo jy dat dit waar is, dan moet ons dit doen. Dan moet ons dit uit. En ons kry baie huwelik, jy het nou die dag 'n tweede huwelik van Solomon na Solomon. Vernuwing van vows. Dit help nie die bruidspaar staan vir die kant van die sê, ek so en so neem so en so as my wettige. Maar wat gaan verder om haar lief te hê? Wette om woes, sickness, health, so help you God. Jy roep God as 'n getuienis. Dat dit wat jy gaan doen, nou roep God Johannes as een van die getuienis wat ons later sal kyk, in Johannes, die Bybelstudies wat ons kyk daarna, daar is 7 tot 8 getuies in Johannes wat hy roep. Johannes self, die apostel, hy roep homself, hy roep Johannes die Doper, hy roep die Vader se getuienis, hy roep die Heilige Gees gaan vir my getuig, Moses getuig van my, die skrifte getuig van my, werke getuig van my. Al daai getuienis staan voor ons. As ons sê ja, ons glo dit waar wat Johannes sê. Ons doen wat die Heilige Gees. Nie wat Johannes sê nie, vergeet vir Johannes. Sit hom aan die agterkant. Hy noem nie sy eie naam hier. Die Heilige Gees gebruik Johannes as getuienis. Onthou in Deuteronomium, ek roep hemel en aarde as getuienis in hierdie dag voor julle. God gee ons 7 getuies. Johannes is een van hulle. Sal ons hom lief hê? Sal ons hom dien? Sal ons alles vir hom gee? Is ons radikaal vir Christus? In die konteks van ken ons die regte Jesus, nie 'n Jesus wat ons dink ons ken. Want baie mense dink hulle ken die Jesus, maar dit is nie die regte Jesus van die skrifte nie.
Dis 'n Jesus wat moet vermaak. Dis 'n Jesus wat daar vir my moet wees, nie ek vir hom nie. Dan kan ons mos nie hierdie amptelike huwelik tussen hom en die bruid en Christus saam naas. Dit kan nie. Want anders is nie deel van die bruid. As ons glo wat geskryf staan, sal ons doen. En een van die grootste probleme vandag, ek dink ons het te persoonlik met Jesus geword wat ons noem ons we are with him on first name basis. Ons leer ook ons kindertjies sê Jesus. Jesus, Jesus, liewe Jesus. En ek wil John MacArthur herhaal wat ek sê, oppas. Jy kan my sê Dries, ek stem saam met Hendrik wat sê, hy hou nie van die woord dom nie, maar ek sê niemand in die kerk noem my dom nie. Nee maar dit is die langste saam. Daar is een persoon wat sy titels waardig is. En ek herhaal wat John MacArthur sê, the Lord Jesus Christ. Hy dra sy range baie goed. En ons kan nie op eerste naam basis met hom gaan. Gaan kyk wat skryf Paulus gedurig in sy boek. Hy praat altyd van hier en daar van Jesus, maar die meeste van die Here Jesus. Here Jesus, Here Jesus. Leer die kinders sê, as hulle bid sê Here Jesus. Sy titel. Dis sy titel. Ons kan nie op eerste naam basis met hom gaan nie. Word nie so toevallig. Die apostels doen dit nie. Ons kan dit nie so doen, asseblief. Dis nie 'n vriendskaplike verhouding nie. Dis 'n erkenning van sy heerskap oor ons. Hoekom ons dit nie aan sien? Omdat hy ons geskaap het. Waar kom ons van hom af? Ons kom uit hom uit. Hy het vir ons die Gees gegee om te lewe. Daarom moet ons om die Here Jesus Christus, of Christus Jesus. Dit is ook sy Christus. Beteken gesalfde van Christus Jesus. Maar dan sê hy ook, moenie vir my sê Here, Here, nie doen wat ek sê. Doen wat ek sê. As julle my regtig liefhet, sal julle my gehoorsaam. En as julle my liefhet, sal julle my gehoorsaam. En ek en die Vader sal by julle kom woon. Ek en die Vader gaan by julle kom woon. Nog 'n missie. Hy kom woon, die volheid van God kom woon in ons. En hy gee ons die salwing. Jy hoor die nuwe kerke praat van, o, hierdie man is 'n gesalfde van God. Ons sal kyk deur Johannes, hy gaan dit regstel. Hy maak dit reg. Elke persoon wat gebore is uit die Gees, behoort aan Christus, is gesalf met die Heilige Gees. Want Johannes sê later, en julle het ook nie, ek praat nie van die predikante, die hedendaagse leiers nie. Hy sê, julle mense wat nou hierdie brief lees van my, julle het ook die salwing ontvang, julle is ook gesalfdes. Mag ons groei in hom as gesalfdes, want as sy Gees aan ons woon, is ons gesalf met die Heilige Gees. En ek sluit af met hierdie, weet jy wie van die ken vir Dr. Adrian Rogers, die oorspronklike Dr. Adrian Rogers van Amerika. Ek dink hy was van die, ek weet nie of hy van die Southern Baptist was. Hy het vertel van 'n verhaal van 'n solo of 'n violist wat 'n solo aangebied het. Alleen voor 'n groot gehoor. En hierdie man het talent gehad. En toe hy klaar gespeel hierdie solo stuk aangebied, spring almal op hulle voete. Weet by groot konsert, hulle klap hande en ankors nog vir ons. En wat doen musisië gewoonlik as hulle so groot applaus kry? Hulle gaan in hulle buig neer. Maar hierdie violist het nie neergebuig nie. Hy het 'n stoel agter hom gekry en hy het gaan sit en hy het bitterlik begin huil. En hoe meer die mense klap, hoe meer hy. By die voorste mense na hom kom en sê, jy nie bly nie, kyk, die mense is op hulle voete, hulle juig almal. Hy sê nie almal juig nie. Nie almal juig nie. En hulle kyk so daar af, sit 'n man op sy stoel. Hy sê, daai man juig nie. Hy sê, maar, wat maak dit saak? Dis een man. Almer 900 juig almal. Hy sê, jy verstaan nie, en hy hou weer. Hy sê, daardie man is my viool-instrukteur, my geleer het om viool te speel. Hy klap nie sy hande, hy juig nie. Ek praat in Engels for the audience of one only, vir die gehoor van een van die. Behaag ons hom. Noem ons hom
op sy naam of erken ons sy heerskap, want hy is Here. As hy kyk na ons deur sy Gees wat in ons bly en hy sien hoe ons dinge doen, is God definitief nie tevrede. En ons moet almal daarna kyk, want ons gaan te platweg om met sonde. Ons is te maklik. En ons vergeet ons moet hom behaag. Hy sê wat moet opstaan en sê dis goed gedoen, wel gedaan. Wel gedaan. As hy dit nie doen nie, doen ons alles te vergeefs. En sy Gees is ons leier. Hy is ons leer. En ons moet sensitief wees vir die Heilige Gees. Ek kan self Jesus noem Rabbi, meester. Dit is hoe hy van ons betekent, meester. Die Here Jesus. Mag ons opnuut sê dankie Here in 4 verse, U het hom laat verskyn. U het hom in vlees laat word. Liggaam het U nie vir my voorbei, maar hier is ek, 'n liggaam het U vir my gegenereer. Hier is ek om U wil te doen en hy gaan gee sy lewe oor. Het hy die Vader behaag? Absoluut. Hoe kan ons die Vader behaag? Doen wat ons wil. Wees soos die ons gesê het. Doen in die vlees wat ons wil. Gaan kerk toe wat ons wil. Gaan na dinge toe wat ons wil. Dan is hy nie regtig meester en Here nie. Mag die Here hierdie boodskap in julle harte ingraf gee, soos wat die Heer merk met skoonheid. Laat dit in die hart gevoel word. Sal ons dit aan. Kom ons bid saam. En ek gaan vir so 30 sekondes bid jy ook vir die Here en sê, Here, wat U wil hê, ek moet hoor hier uit, nie dries nie, maak die sak uit. Wat sê U, Here, vir my? Vader, ons kom in erkenning, stille erkenning, waarom ons hart weet U ondersoek, hoe Heilige Gees die dieptes van God, hoe oppervlakkig is ons nie. Help ons, Vader, om die getuies nie net te glo en daardeur kan lewe nie, maar Vader, sodat ons dag na dag voor U sal buig in erkenning van U soewereiniteit, dat U ons deur 'n vlees, vir ons gees gegee wat in vlees lewe, sodat ons U kan behaag, sodat ons deel kan wees van Openbaring 4, die engele wat voor die troon dag en nag sonder ophou uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat is en wat was en wat kom, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alle dinge geskaap en deur U wil en vir U plesier het U ons geskaap. Selfs die engele moet dit uitroep, so moet ons ook uitroep. Mag ons die Here Jesus salueer, mag ons hom lief hê, mag ons hom gehoorsaam, mag ons hom volg deur die krag van die Heilige Gees wat in ons werk as geskaap is. Seën ons dan verder in die gebed in Jesus naam en ons. Amen. Ek het 'n vraagie van iemand wat sê, is moslems gered? Ek wil sê, as hy moslim glo dat die Here Jesus Christus hom aan die kruis gesterf het en bely dit met sy mond en hy glo dit in sy hart en hy glo in die woord van God wat hulle in hulle Koran het, as hy dit glo, sal hy dit. Maar as hy glo dat daar ander profete is wat nie in die skrif is nie, kan hy mos nie in Jesus glo nie, want alleen die skrifte getuig. En mense raak verlief op die Bybel. Jy weet, in grammatika en daarvoor sal jy self ken hou en stuur vir grammatika, hoe seker Hebreëse woorde by mekaar vervoeg is. Kan sê dit kan nie mens. Kan nie mens. Dit is die woord van God. En dis al openbaring wat ons het van God. Kom met ons nou Joseph Smith hoor. Kom met ons vir Mohammed wat 5
100 jaar na Christus gebeur. Is hy Jesus? Ons kan ook nie sê Allah is dieselfde, ons kan dit nie dieselfde God doen. Ja, dis net opbring is dat die Koran is baie duidelik om te sê dat Allah het nie kinders nie. So Jesus kan nie die seun van God wees. Dit is een groot verskil tussen die twee. Ons sal met die volgende Bybelstudie sal ons 'n bietjie gaan praat daaroor wat dit self is. Maar miskien is Mikaela ook nie so. Moslims is nie Christen nie. Moslims is nie Christen nie, daar is 'n verskil. Nou moet ons sê is 'n Mormone gered. En as jy voorvaders van Maria aanbid. Nee. Ons sien wat sê hulle van Maria?